Goeiemôre broeders en susters en kinders. Oom Cassie wil nie langs sy sussie sit nie. Sy roep hom, maar hy bly daar agter. Ons sê welkom vir ons broeders en susters van die ander gemeentes en besonder ook dan Gereformeerde Kerk Kameeldrift wat vanoggend saam met ons in die diens is. Ons het enkele afkondiging vanoggend voor die diens. En dit is dat ons tydens die diens een kollekte het en dit sal gaan vir Bybelverspreiding soos dit gebruiklik ook altyd gebeur. So ons kollekte vanoggend is vir Bybelverspreiding. Kom ons sit vanoggend so en dan raak ons 'n paar oomblikke stil in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing Psalm 48. Ons sing daarvan saam vers 1, vers 4 en vers 5 van Psalm 48. Nadat ons dit gesing het, bly ons staan sodat ons geloof saam kan bely. Oh
Ons doen vanoggend op hierdie goeie Vrydag belydenis van ons geloof. En ons doen dit in 'n baie bekende deel van ons belydenis en dis Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus wat sê my enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan my getroue saligmaker Jesus Christus behoort. En ons doen dit vanoggend in die saam sing juis van hierdie belydenis van ons en dit is in Skrifbruiming 12:4. Ons sing al 3 die verse saam waarna ons sitplek weer kan inneem. Wanneer ons dit sing, dan bely ons dit wat Jesus op Goeie Vrydag ook in besonder vir elke een van ons gedoen het toe sy bloed aan die kruis op Golgotha vir ons vergiet is. Dit is altyd belangrik wanneer ons aan Paasfees dink en in besonder vandag met Goeie Vrydag waar ons die kruisiging van Jesus herdenk, dat ons mooi sal dink en onthou hoekom hy gekruisig is. En as ons wil weet hoekom hy gekruisig is, dan kan ons net luister na die wet van die Here. Net luister na dit wat in die 10 gebooie staan. En wanneer ons na die wet van die Here luister, dan besef ons, dis oor ons sondeskuld, dat hy gekruisig is. Dis oor ek en jy wat sondaar mense is, dat die kruisiging moes plaasvind, en Jesus moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Daarom kom ons luister vanoggend na die 10 gebooie en wanneer ons daarna luister, dan sien ons in ons eie lewens, ons eie sonde raak elkeen en dan besef ons, maar dis oor wat ek gesondig het, dat Jesus gekruisig is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie,
Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover dan die wet van die Here. Juis wanneer ons hierna luister en getref word deur ons eie sondeskuld, dis juis wanneer ons dan ook bely dat Jesus ons enigste verlosser is. Nou vir die kinders se onthaalwe, as jy sê Jesus, dan sê jy verlosser, want Jesus beteken verlosser. En daarom sing ons ook vanoggend in antwoord op die 10 gebooie saam uit Skrifpruiming 12:5, ook 'n deel van die Heidelbergse Katekismes Sondag 11, waarin die vraag gevra word, wat beteken die naam Jesus? Dan sê ons die naam Jesus beteken verlosser. En belangrik dat hy ons van ons sondeskuld verlos het. So wanneer ons in Paasfees dink aan die kruisiging en dit wat daar gebeur het, dan bely ons Jesus is ons verlosser. Kom ons sit so en ons sing saam Skrifpruiming 12:5. Kom ons bid saam. Ook vir my. Hemelse Vader, wanneer ons na U wet luister, na dit wat U in die 10 gebooie vir ons geleer het, dan bely ons vanoggend ook dat ons sondaar mense is. Sondaar mense wat sonder U genade nie kan lewe nie. Daarom dank ons U dat ons vanoggend op hierdie Vrydagmôre
as u kinders hier by mekaar kan wees en vir mekaar en vir die wêreld kan sê, ook vir my. Dat ons Here Jesus Christus in ons plek aan die kruis op Golgotha gehang het en in ons plek deur die angste van die hel moes gaan. Maar ons dankie dat ons mag weet dat juist deurdat hy alles wat u as straf op die sonde aangekondig het, as u oordeel in ons plek gedra het, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. En dat sy gebed, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dat daardie gebed ook vir ons was. 'n Gebed wat u ook verhoor het, sodat ons mag weet dat ons nooit weer vir 'n oomblik hoef te twyfel dat ons sonder u hulp en u genade hoef te leef nie. Dankie vir die verlossing wat ons ontvang het. Daarom wil ons vanoggend ook vra dat U ons van daardie verlossing vanoggend in hierdie erediens met die verkondiging van die evangelie sal verseker. Dat U elkeen van ons sal troos. Dat ons ook aan Jesus behoort. Ons vra dit alles in sy naam alleen. Amen. Vanoggend, broeders en susters, luister ons uit die woord van die Here na 'n gedeelte uit Lukas hoofstuk 19 en Lukas hoofstuk 20. Ons luister saam vanaf hoofstuk 19 vers 45 en dan luister ons tot by vers 19 in hoofstuk 20. Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag. Hy het vir hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle het dit 'n rowersnes gemaak. Hy was elke dag in die tempel besig om die mense te leer. Intussen het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en ook die leiers van die volk 'n plan gesoek om hom dood te maak. Hulle kon egter niks vind wat uitvoerbaar was nie, omdat die hele volk gretig na hom geluister het. Op een van daardie dae, toe Jesus by die tempel besig was om die volk te leer en aan hulle die evangelie te verkondig, het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes saam met die familiehoofde nader gestaan en hom gevra, sê vir ons, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie is dit wat u hierdie gesag gegee het? Hy antwoord hulle, ek gaan julle ook iets vra, en julle moet my dan sê, die doop van Johannes, kom dit van God af of van mense af? Hulle redeneer toe onder mekaar, as ons sê van God af, sal hy sê, waarom het julle hom dan nie geglo nie? En as ons sê van mense af, sal die hele volk ons stenig, want hulle is daarvan oortuig, dat Johannes 'n profeet is. Toe antwoord hulle, dat hulle nie weet waar dit vandaan kom nie. Daarop sê Jesus vir hulle, dan sê ek ook nie vir julle met watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Verder het Jesus aan die volk hierdie gelykenis vertel. Daar was 'n man met 'n wingerd wat 'n wingerd aangeplant het en dit aan die boere verhuur het. Daar was hy 'n hele ruk weg van die huis af. Toe die tyd daar was daarvoor, stuur hy 'n slaaf
na die boere toe om sy deel van die wingerd se opbrengs te gaan haal. Maar die boere het die slaaf geslaan en met leë hande weggejaag. Die eienaar het weer geprobeer en 'n ander slaaf gestuur. Hulle het hierdie een ook geslaan en uitgeskel en met leë hande weggejaag. Die eienaar het nog 'n keer geprobeer en 'n derde slaaf gestuur. Hulle het hom geslaan dat die bloed loop en hom uit die wingerd uitgegooi. Toe sê die eienaar van die wingerd: "Wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde seun stuur. Miskien sal hulle hom ontsien." Maar toe die boere sien hulle het hulle onder mekaar geredeneer. Dit is die erfgenaam. Kom ons slaan hom dood en dan is die erfenis onsin. Toe gooi hulle hom uit die wingerd uit en slaan hom dood. Wat sal die eienaar van die wingerd dan met hulle doen? Hy sal kom en daardie boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee. Die wat dit gehoor het, sê toe: "Nee, dit moenie gebeur nie." Maar Jesus het hulle aangekyk en gesê: "Wat beteken hierdie skrifwoord dan? Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Elkeen wat op hierdie klip val, sal verpletter word. Elkeen op wie hy val, sal hy vermorsel." Die skrifgeleerdes en die priesterhoofde het besef dat Jesus met hierdie gelykenis op hulle gesinspeel het. Daarom wou hulle hom sommer daar en dan gevange neem, maar hulle was bang vir die volk. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Ons gaan nou eers saam sing, broeders en susters, uit Skrifpruiming 3:6. Skrifpruiming 3:6, en wanneer ons dit sing, kyk wat word daarin gesê ook oor Jesus vir elkeen van ons op hierdie goeie Vrydagmôre. Vanoggend dan ons kerngedeelte, die vraag wat vir Jesus gevra word: sê vir ons, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie is dit wat u hierdie gesag gegee het? Dit dan ons kernvers vir vanoggend. Maar voordat ons daarop ingaan, 'n bietjie vir ons kinders en vir die van ons wat dit nou nog nie weet nie, is: hoekom is Paasfees elke jaar? Paasfees elke jaar op 'n ander naweek. Jy al daaraan gedink vir die kleintjies? Ek weet ons gewoond daaraan dat Paasfees gewoonlik saam met die eerste skoolvakansie is van die jaar, maar hierdie jaar was dit nou nie so gewees nie, want ons het al 2 weke terug vakansie gehou.
Hoekom is Paasfees hierdie jaar op 'n ander datum as al die vorige jare? Nou 'n goeie antwoord daarop wat jy moet besef en ons almal moet besef is, Paasfees is vir ons as Christene die belangrikste fees. Op die Christelike kalender is Paasfees vir ons die belangrikste, want dis die fees waar tydens Jesus gekruisig is, daardie goeie Vrydagmôre in Jerusalem. Nou belangrik is dat uit hierdie, kom ons noem dit maar, begeerte van die Christene en ook ons begeerte om Paasfees, Jesus se kruisiging te gedenk, het die mense 'n manier gekry om Paasfees elke jaar so naby as moontlik te vier aan die dag en datum waarop Jesus gekruisig is. Nou, om dit te kon doen, moes hulle gaan werk met twee goed, die Joodse kalender en die Romeinse kalender. Ons werk vandag met 'n Romeinse sonkalender, 365 dae van die jaar, maar die Jode werk met die maankalender, 354 dae. Dis hoekom Paasfees elke jaar op 'n ander datum is. Want Paasfees val volgens die Joodse kalender met 354 dae. En om dit op te los, gaan jy gaan kyk die 21ste Maart. Wanneer is dit? En dan die eerste keer wat dit volmaan is. Hoor mooi wat dit volmaan is. Na die 21ste Maart. Daardie week is dit Paasfees. En as jy nou vanaand, die kinders moet dit maar doen, julle 'n bietjie later wakker bly, dan gaan kyk jy hoe lyk die maan as jy hom kan sien. Dan sal jy sien dis volmaan. Nou hoe dit ook al sê, hierdie interessante agtergrond sê vir ons juis hoe belangrik Paasfees in ons lewens moet wees. Sê vir ons dat dit eintlik die belangrikste week in die wêreldgeskiedenis is wat ons onthou vandag, die belangrikste gebeurtenis. Juis omdat ons al hierdie moeite doen om dit op die regte datum te gedenk. Die dag toe Jesus gekruisig is. Maar onthou dit, ons het dit Sondag ook hier gehoor en ons het dit die week ook gesien toe ons Bybel gelees het van Sondag, verlede week Sondag, Palmsondag tot hierdie Sondag, Opstandingssondag. Hierdie hele week is eintlik Paasfees. Dis nie net hierdie naweek nie. Maar die hoogtepunt van Paasfees is altyd Goeie Vrydag en die kruisiging van Jesus. En mens onthou, in die hele week het daar goeters gebeur. En elkeen van die goed wat gebeur is en wat gesê is, het betrekking op Jesus en op God en openbaar vir ons, sê vir ons iets oor God. Nou, hoe belangrik is dit? Gaan vat jou Bybel vanmiddag en dan gaan kyk jy in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dan gaan jy iets raak sien. Jy gaan sien daar's groot gedeeltes, jare van Jesus se lewe waarvan jy niks gaan lees nie. Maar hierdie laaste week van sy lewe, daardie week wat hy gekruisig is, die Paasweek, daarin kry jy detail beskrywing van wat gebeur het, detail besonderhede oor wat hy gesê het. Hele hoofstukke in die Bybel word daaraan afgestaan. Ja, so kan jy letterlik vandag jou Bybel vat en mens kan dit amper so verduidelik in die spore van Jesus gaan loop, daardie laaste paar dae van sy lewe tot by Goeie Vrydag aan die kruis, toe hy vir ons sondeskuld moes betaal. En so is dit ook met die teksgedeelte hier in Lukas hoofstuk 19 en 20. Daar lees ons van twee gebeurtenisse wat plaasgevind het.
Die eerste een die maandagmôre, toe Jesus en sy disippels na die tempel toe gegaan het, toe hy die tempel gereinig het, toe hy die geldwisselaars uit die tempel uit weggejaag het, en die tempel, ons noem dit die tempel gereinig het. En dan vanoggend, Lukas 20, hoor ons wat die dinsdagoggend gebeur het, toe hy weer na die tempel toe gegaan het, en die volk daar gaan leer het. Nou om te verstaan wat hier geopenbaar word, moet 'n mens ook weet wie die mense is wat vanoggend die vraag aan Jesus gestel het. Daardie ouens wat vir hom gevra het, wie is dit wat hierdie gesag aan u gegee het? Wie is die skrifgeleerdes en die priesterhoofde en die familiehoofde van wie ons in Lukas 20 by herhaling hoor? Nou belangrik om te weet, hulle is bekend gewees as die Joodse Raad. En in daardie laaste paar dae van Jesus se lewe sou hulle 'n belangrike rol speel. Hulle was die leiers van die volk. In Jesus se tyd, onthou dit, was Jerusalem onder die beheer van die Romeine gewees, en juis daarom het die Romeine vir die Jode toegelaat om 'n Joodse raad aan te stel wat dan beheer moes uitoefen oor godsdienstige sake. Hulle het bestaan uit die hoëpriester wat die voorsitter was, en dan 70 ander baie belangrike gesiene en slim en geleerde ouens. Hulle was die waghonde van die godsdiens, die waghonde van die tempel. Die ouens wat die Bybel die beste geken het, sou mens kon sê. Maar Jesus se optrede die vorige dag en ook voor dit, toe hy die tempel gereinig het, toe hy die geldwisselaars en die handelaars daar uitgejaag het, was vir hulle 'n steen des aanstoots. Dit het hulle kwaad gemaak. Hoekom? Want hulle was mos die wagters, hulle was die leiers, hulle was die wat die tempel beheer het. En nou kom hierdie man en hy kom meng in op hulle terrein. Hy kom doen hulle nog skade, want hulle kan nie wins maak uit die volk uit nie. En so staan dit dan ook in hoofstuk 19. Hulle het 'n plan gesoek om hom dood te maak. En die mooi daarvan is, Jesus weet dit, want in Lukas 19 vertel hy vir ons hierdie gelykenis van die boer met die wingerd, wat elke keer iemand stuur om sy deel van die oes te gaan haal, en dan word die profeet, kan mens dit maar sê, weggejaag of doodgemaak. En op die ou einde dan stuur die boer sy eie kind, die erfgenaam, en dan word hy doodgemaak. Daardeur sê Jesus, hy weet wat die plan was van hierdie skrifgeleerdes en fariseërs. Maar hulle vraag aan hom bly 'n belangrike vraag. Met watter gesag doen u hierdie dinge? Met watter gesag doen u hierdie dinge, vra hulle vir hom? Wie gee hom die reg om op hulle terrein in die tempel te kom inmeng? Dis 'n vraag wat elke mens moet antwoord. Wie gee Jesus die reg om op jou terrein te kom inmeng? Om op jou terrein te kom ons noem dit nou maar, te kom huis skoonmaak. En hierdie vraag eintlik die wonder van die Christelike godsdiens opgesluit. Maar vir die Joodse Raad 'n rede om hom dood te maak. Want hoeveel keer in die laaste 3 jaar van sy lewe het Jesus nie hierdie vraag vir hulle geantwoord nie? Hulle het gesien dat blindes kan sien, mense wat verlam was kan loop, selfs mense wat dood was lewe weer. Hulle was ook daar toe hy die vorige keer 3 jaar gelede die tempel gereinig het en dieselfde vraag geantwoord het. Hulle het geweet waar Jesus se gesag vandaan kom, want
Hulle het geweet, net God se gestuurde Messias het die reg gehad om as koning besing te word deur die volk, soos wat ook gebeur het daardie Sondag toe hy Jerusalem op 'n donkie binne gery het. Hulle het geweet dat net God se Messias, die seun van God, die reg het om inbreuk te maak op hulle terrein. God se enige gebore seun het al die gesag gehad. Hulle het dit geweet. Maar ons sien hulle is ongelowig. Hulle wat die leiers van die volk is eintlik blind. Hulle weier om die Messias te herken of te erken of te bely. Trouwens, dis juis hierdie waarheid, hoor mooi hierdie waarheid, wat hulle gaan gebruik om Jesus ook dood te maak, want die klag teen hom is dat hy sou gesê het, hy is die koning van die Jode. Dit sou die kern van hulle klag by Pilatus wees. Jesus doen homself voor as die koning, die Messias. En juist daarom, en hierdie is belangrik, antwoord Jesus hulle nie. Daardie donderdag aand sou hy hulle ook nie antwoord toe hy voor Pilatus staan en hulle sê, maar hierdie man het gesê hy is die koning van die Jode nie. Jesus bly net stil. Wat hy doen is, hy gaan na die skrifgeleerdes toe en hy vra vir hulle 'n teenvraag. En die vraag lees ons vanoggend ook, die doop van Johannes, vra hy vir hulle, kom dit van God af of van mense af? Die doop van Johannes die doper, kom dit van God af of kom dit van mense af? Nou die regte antwoord oor Johannes is die regte antwoord oor Jesus. Nou sien ons in ons teksgedeelte hoe hulle na Johannes gekyk het. Hulle het besef, as hulle sê dit kom van God af, dan het hulle erken dat Jesus se gesag kom ook van God af, want hulle het geweet dis Johannes die doper wat hom ook gedoop het. Hulle het geweet dis Johannes die doper wat vir hulle gesê het, daar is die lam van God. Hulle het geweet dat toe hy gedoop is, was daar 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Maar al wat die leiers van die volk doen, hulle sê ons weet nie. Hulle bepleit hulle onkundigheid. Is dit nie ironies nie, broeders en susters? Die ouens wat dit die beste moes weet, die ouens wat die meeste geweet het volgens hulle self, die skrifgeleerdes bepleit hulle onkunde. Ons weet nie waar dit vandaan kom nie, sê hulle vir Jesus. Ja, hulle het goed geweet, maar dis hulle ongeloof wat geopenbaar word. Hulle gee nie om vir die waarheid nie, en daarom kan hulle ook nie die waarheid voor hulle eie oë sien nie. Hulle kan nie Jesus erken as hy voor hulle staan nie. Al wat hulle doen, is hulle bevestig met hulle optrede dat Jesus werklik die Messias is. Met hulle optrede bevestig hulle dat hulle staan eintlik voor God se beloofde verlosser. Hulle staan voor Jesus, die een wat sy gesag van God self afgekry het, want hy is self God. God se beloofde verlosser. Die een in wie God se koninkryk gekom het, binne in ons sondige wêreld, die koning oor die konings van die aarde. Daarom, broers en susters, hierdie goeie Vrydagoggend, laat ons mooi besin oor die belangrikheid van Paasfees vir elkeen van ons. Gaan dit vir ons oor die koning van die konings? Onthou, Jesus het nie net gekom om mense se siele te red nie. Hy het meer as dit gedoen. Hy het gekom om God se gesag, God se heerskappy te kom vestig. Die koninkryk van God
in die wêreld sigbaar te maak. Hoe het hy dit gedoen? Deur sy kruisdood en sy opstanding wat ons Sondagoggend ook gaan vier. Daardeur het hy die beslissende oorwinning behaal van die, kom ons noem dit die liefdesmag van God oor die sonde van hierdie wêreld. Daartoe in die kruis gehang het, in ons plek. Daartoe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Toe het hy die beslissende slag behaal. Maar besef ons dit. Dis ons koning wat dit vir ons gedoen het. En juist daarom, as ons kan afsluit, word elkeen van ons opgeroep om juis in hierdie tyd, juis in Paasfees, juis vandag in hierdie naweek en hierdie week te dink oor ons koning. Vir onsself te vra, die gesag wat hy oor ons lewens het. Waar het hy daardie gesag gekry? Waar het hy die reg op ons lewens gekry? Onthou dit. Aan die kruis op Golgotha, sy dit vanoggend by herhaling ook gehoor, het hy vir ons sondeskuld betaal, het hy vir my sondeskuld betaal. Het hy my met sy kosbare bloed vir hom gekoop. En daarom word ek en jy met Paasfees ook geroep. Geroep om ons te beywer vir sy koninkryk. Te beywer daarin dat die gesag van God, die koninkryk van God wat in Jesus aan ons geopenbaar is, en deur die Heilige Gees aan ons gegee is, dat daardie gesag, daardie oorwinning oor die sonde, ook in ons lewens die deurslag sal gee. Dat ons daardie oorwinning elke dag nie net sal vier nie, maar ook sal gaan lewe in ons eie stryd teen die sonde. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Watter skatte van genade sal geskryf word op die blaaie wat die nageslag sal lees. So kon ons vanoggend met hierdie Paasfees weer gaan put uit daardie skatte van genade. Kon ons sien dat ons Here Jesus Christus werklik ook die koning oor die konings van die aarde is. Dat hy die beloofde verlosser is, die Messias. En ons dankie dat ons mag weet dat hy in ons plek aan die kruis op Golgotha gesterf het. Ons dankie dat ons ook uit daardie oorwinning mag leef. En daarom vra ons dat U ons steeds genadig sal wees, o Vader, en dat U deur die Heilige Gees ook die vrug van die verlossing in ons lewens na vore laat kom. Elke keer as ons buig voor U wil en voor Jesus se wil. Amen. Kom ons loof die Here, broeders en susters, en ons doen dit saam met die bekende skrifberuiming 1:1, en ons sing daarvan saam vers 3 en vers 5, tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis. Sing ons nou van die reddingsdade in Hom wat die geliefde is. Kom ons staan en ons sing skrifberuiming 1:1 vers 3 en 5,
waarna ons weer ons sitplekke inneem. Daar is nou geleentheid om ook liefdegawes te gee vir Bybelverspreiding vanoggend. Kom ons sing vanoggend saam die Paastriomf, die loflied. Dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Skrifbreiding 5:4 vers 1 en 2, waarna ons die seën van die Here sal ontvang.
ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters. Daar is nie kollekte by die deure nie, so jy hoef nie bekommerd te wees as jy nie 2 het nie. Daar is nie 'n kollekte by die deure nie, dit was net onder die erediens. Ons bid hier 'n geseënde Paasfees vir die res van die naweek ook toe. Baie dankie.